Okay, so ouer kameras is vol drama jong. Ek het my kamera kry. Stadig maar seker kom ons daar. Okay, so ek rekord met 'n 750D. Dis die R50D. Kom ons kyk. Dis 'n stunning kamera. Ek het nou kom van 'n 40D af. Stokout is. 50D, 60D, 70D, 750D, 2000D, you name it. Ek het al met hulle allemaal geneem, maar allemaal nie professioneel camera nie, maar die wat die mense kan bekostig, dit ek nou al gebruik. So die R50 is 'n stunning camera. As jy kom van die speelkameras af, en jy wil oorgaan mirrorless toe, so ek sê hierdie is regtig 'n goeie keuse om te doen. Sy menus is baie dieselfde soos wat die kameras is wat mense nou al gewoond is aan, as jy van die speelkameras afkom. En die res van die funksies is net soveel beter. As jy electronic shutter gebruik, dan gaan jou shutter speed op tot by 8000. En jou burst is baie vinniger, maar ek persoonlik is nie mal daaroor. Ek wat sportfotografie doen, dis nice vir sekere scenario's, maar dis 'n masse klomp foto's wat jy moet edit. So, en ek is nog een van die ouens wat deur elke foto gaan, en seker maak ek mis nie iets special nie, en ek tweak elke foto, want dis 'n potentiële kliënt se foto wat uitstaan, of jy kry dalk iets exceptional wat nice is. So, dan wat die mense moet pas op voor is daai buig-effek. As jy nou soos golf of sulke tipe goeders afneem, as jy elektroniese shutter gebruik, dit kan nogal effek skep, of as jy video's maak en goeders waar jy beweeg, dan gaan hy curves maak. So, maar dis vir 'n ander dag. So nou die R50 iets wat ek myne met my adapter op. Ek weet nie of jy dit so mooi kan sien nie. Die 750 is lyk vir my fokus 'n bietjie stadig, maar anyways, hier soos hy met my EF adapter op, want ek het gebruik nog al my EF lenses. Hulle is maar net vir my nice, en hulle heeft ek het live stop lenses, so ek gebruik hulle vir my sport en enige ander goeders wat ek afneem, want ons doen wide varieties, so is klomp goeders. So, een ding wat ek wil sê is, wat verseker moet onthou is, as jy aksiefoto's neem, ek neem net deur die viewfinder, is wat jy moet in ag neem is daai poses wat jy het tussen jou foto's. So as jy vinnig foto's neem en goeders, hy het 'n effense delay soos wat hy die foto neem, obviously voor jou oë. So jy moet heeltyd anticipate, soos wat iemand hardloop en goeders, moet jy saam met hom beweeg, al sien jy dit nie altyd heeltemal nie, moet jy saam beweeg, en dis hoekom die belangrikste wat jy moet doen is, jy moet in die menu ingaan, en previews afsit vir die viewfinder. Jy moet nie previews wys in jou viewfinder, anders is jy stak heeltyd met 'n foto voor jou, voor hy change na die live view toe, dat jy weer kan sien. So, verskoon maar net die groot mic. Ons is nog in die proses om alles professioneel en stunning te kry, so ek is nou maar nog net in die begin van die ding, so ja. Ek sou sê, regtig sê, as 'n mens die geld het en goeders, en jy kan dit bekostig, die R50 is regtig stunning. Ek het geen probleme met hom nie, soos ek sê, dit is basies, maar as jy van 'n 80D of 'n 70D of enigiets in daai klas van foto kameras afkom, of die 2000D, ek weet baie mense koop die 2000D en goeders nog, dit is nie 'n match teen hierdie kameras nie. Dis regtig 'n life changer. Ek neem baie in kerke op foto's ook. Kerkdienste en sulke tipe goeders, so donker omgewings. Nou, met die screen, die EVA of electronic viewfinder, kan jy baie duideliker sien, so dis helderder, en
jy kan beter fokus op die subjects wat jy moet afneem en sy noise production is ook baie beter. Waar fokus die ding nou op my oor? Rarig. Die ding is hilarious, so. Maar anyways, so, ek weet my oor is so groot dat hy dink is 'n mens nie. Okay, maar sjap. So dit is 'n stunning klein kameraatjie. Ons het die R10 ook, is net so nice kamera. Ons so 'n bietjie gesels oor hom ook eendag. Maar met die EF adapter is dit baie gerieflik, want die EF lenses is vol beskikbaar nog, en as jy lucky is, dan kry jy lekker bargain, en hulle werk mooi. Ek het geen issues met dit nie, niks focusing problems, of starig, of niks nie, en hulle connect perfect. Het is asof jy nie eens die adapter op het nie. So, en dan op hulle ek sien nie, so hulle sê die pixels, al sy pixels saam is 25.2 megapixels. So, maar hy neem in 24.2 megapixels. So ek sê, dit is ons steeds stunning foto's, en dit is lekker groot genoeg. Jy het baie spasie om te krop, en jy neem pragtige foto's met die Canon se kleur processing, en hierdie een gebruik DJI-X. So dit is ook baie neater as al die DSLR kamera wat ek van weet. Ek onthou my 70D was DJI-5 as ek dit nie mis het nie. So dit is 'n groot sprong. En die ding is, as jy jou scenes gebruik, jy het baie extra features en goeders. Ons persoonlik gebruik dit nou nie baie nie, want ek is maar 'n manual TV of AV ou. Ek hardloop maar op dit. Ek hou daarvan om beheer te wees van my kamera. Die auto goeders is so bietjie onvoorspelbaar vir my. Ek is nie 'n fan daarvan nie. Ek dink nie ek het al ooit 'n auto geneem nie. As ek het getoets het net so vir die van aan, dan was ek nie reg tevrede nie, want sy idee en my idee is nie altyd dieselfde nie. En fotografie is baie oor kreatiwiteit. So, as jy 'n idee het, dan moet jy 'n foto neem soos wat jou idee is. Ek sien die refleksie van die vensters is sleg, maar anyways. En dan, die R50D, wat mense ook moet in ag neem, is dat hy klein. En my hande is klein. Ek het klein, fris hande, as jy dit so wil stel. Maar my vingers en goed is soos kort, en my palms is redelijk breed, maar ek bedoel is klein. Nou, dit is die kamera aan my hand. As ek my hand moet vergelyk met die bodycap. Hier is die bodycap van die kamera. So idee van hoe groot my hande is. So is hy aan my hand. So die R50 is 'n klein body wat jy moet gewoon raak aan. Dit is verseker iets, en soos my 750D wat ek hiermee rekord, is 'n redelike body. Is 'n average body, en die ding fokus alweer op klomp random goeders. So, dit is geen net vir die ou toppie-kans om my te kry weer. Is dit regtig so ingewikkeld? Maar ja, so dan, ja, dit is ook iets om te onthou, want kyk, my pinkie is amper van hom af, hy is daar. En die ander ding is ook die agterkant. Wat ek kry is, as ek so sport neem, ek is gewoond aan die backfocus, maar het is nou nie die einde van die wêreld nie, mens werk om dit, maar die, het voel of jy altyd gaan knoppies raak druk, maar jy doen nie, dit voel maar net so, dit is 'n mental ding, dit is 'n mental switch wat jy moet doen, van die groot bodies af, of die groot bodies soos die 70's en die, daai goeders, as jy wil change van dit af na die mirrorless R50 toe, dan moet jy altyd in ag neem, dit is 'n redelike klein body, met baie power. Hierdie ding neem stunning foto's. Ek het nou,
al hele klomp sportfoto's en goeders geneem met hom. En hy doen regtig goed en daar gaan ons alweer. Yes. Okay. Welkom terug 57. So ja, dis 'n stunning kamertjie. Die R10 en die ander is verseker 'n hele ander storie. Sy body is vir my redelik normaal teenoor die 57 en die 650 en die 70 en so. Hy's obviously kleiner as die 70 en daai reeks, maar hy's vir my meer in die algemene size body wat hy het. En hy het obviously 'n paar ekstra knoppies hierdie en net die ISO knoppie bo en dan jou record knoppie om die recording te start en jou shutter speed adjusting ringie bo en dan jou knoppie en dan hierdie wat jy sien se goeders change en aan en af. So maar andersins as jy gewoontes in die ou kameras is dit nie so groot change nie. Die groot change is die EVF en die en is eintlik maar net die EVF wat 'n groot verskil maak. Die res van die goeders is basies dieselfde, so jy moet net leer om aan te pas en die battery gebruik. Maar ek moet sê ek het met 2 batterye van Vrydag, van Vrydag tot Saterdag, want ek het Vrydag had 'n tik afgeneem en Saterdag rugby afgeneem. So die 2 dae saam het ek 2 van my batterye opgebruik en ek het 3400 en iets foto's geneem. So dit is nie so groot verskil nie, want ek neem net met die viewfinder. Ek is nie 'n screen fotograaf nie, dit werk nie vir my nie. En dan voel dit vir my of jy met 'n selfoon staan en dit werk nie vir my nie. Alhoewel die kwaliteit heeltemal anders is, ek is nie 'n screen nou nie. Ek kan nie dit doen nie. So ja, en dan dis maar basies dit. En dan die ander ding wat jy moet onthou, asseblief, is wat baie mense nie in ag neem nie, is hy gebruik 'n multipurpose hot shoe. Ek weet nie of hy gaan fokus daar nie. Die ding besluit mos self wat is vir hom belangrik. Maar either which way, gaan Google dit. Dit is 'n groot ding om aan ag te neem, want hy kan nie die ou gewone speedlights gebruik nie. Hy kan die baie duur speedlights gebruik. Ek dink is die 11.5 of sweets, hy het 'n ander tipe watcher. So hy kan hulle gebruik, maar jy kan 'n adapter koop, 'n IDE1 adapter koop wat hier opkom. Dan change hy die bokant dat jou gewone speedlights soos die Godox en Yangyong en al daai goeders aan kan hulle op hom werk. So en daai adapter kos so R1200, as ek dit nie mis het nie, hier in Suid-Afrika. So ja, dit kan nog steeds veel werk. Dis nou obviously 'n paar ekstra uitgawes, maar ek sou sê dis nog steeds die moeite werd, want die processing en die foto's wat jy uit die ding uitkry, in vergelyking met die oues is stunning. Ek kan regtig nie kla nie. En ek het hom nou al getoets. Ons sal so 'n bietjie in die toekoms deur dit gaan en 'n bietjie previews wys en wys hoe lyk die foto's en al sulke tipe goeders, maar my eerlike opinie is ek was lank DSLR kamera gebruiker en ek het toe vir my vrou die R50 gekoop en hom getest en ek het vir hom ordentlik getoets, veral met sport, want ek doen sport en hy het my geïmpress, veral met sy focusing system. Is stunning as jy vergelyk met hoeveel focus points hy het in vergelyking met die soos die 750 dink ek het 9 of iets in hierdie met honderde. So dit maak 'n groot verskil en dis ook eintlik een ding wat jy ook moet gewoond raak aan, is sy focusing blokkies of sy hoe hy besluit is baie keer 'n bietjie confusing, so jy moet net dit ook gewoond raak en jy moet dit leer, want obviously is daar klomp settings vir dit wat jy kan stel en ons sal dit ook bespreek in die toekoms, maar dis iets wat jy moet in ag neem, want sy eye detection is nogal pyk. So dit help baie, maar as jy nie gewoond is daaraan nie, is dit iets om aan gewoon te raak en jy sal dit moet oefen
en toets dat jy die beste kan regkry, veral met aksie en goeie stil fotografie of portraits en sulke goed, peanuts, want die mense staan stil, so jy kan jou shutter half press die hele tyd en seker maak alles is in fokus wat jy wil hê, of dit is in fokus wat jy wil hê in fokus hê, maar as jy aksie of vinnige tipe goeders doen, moet jy gewoond raak aan, want hy sal soos fokus hier iewers of hier iewers of hier iewers, al gebruik jy center, one focus point, dan sal hy nog steeds al sulke goedjies doen, maar daar is settings om dit, so ons sal dit bietjie bespreek in die toekoms, en dan sien ek julle weer, en ja, dat hierdie journey begin.